Goed, kom ons duik vandag in 'n nogal komplekse en ja, omstrede teks. Dit kom uit 'n baie belangrike tyd in Suid-Afrika se geskiedenis. Hierdie vraag, dis nogal 'n groot een, hè? Dis die kern van soveel konflikte reg oor die wêreld en dis presies waaroor die teks gaan wat ons vandag gaan oopbreek. En hier het ons die boek. Dit is in 1990 gepubliseer, so dink net 'n bietjie. Apartheid is besig om tot 'n einde te kom. En toe kom hierdie boek, Selfbeskikking en Sesessie, deur A.W.G. Raad, en dit stel 'n baie duidelike saak vir 'n onafhanklike Afrikaner-staat. So, om die skrywer se hele argument vir afstigting te verstaan, moet ons eers by die fondament begin. En daai fondament is een enkele deurslaggewende konsep, die volk. Alles draai om wat hy met hierdie woord bedoel. Die vertrekpunt van die hele argument is eintlik 'n verwerping van die moderne idee van individualisme. Jy weet, die idee dat die samelewing net 'n klomp los individue is. Nee, die teks sê die samelewing is fundamenteel opgebou uit duidelike groepe en daardie groepe het hul eie inherente regte. En om hierdie punt te maak, haal die skrywer 'n 19de eeuse denker aan. Luister hierna. Dit beskryf die staat as 'n klomp ondeelbare deeltjies van atome. Die punt wat hy maak is dat 'n staat wat net op individue gebou is, eintlik maar net 'n toevallige deurmekaarspoel is. Dis soos atome wat per ongeluk bymekaar kom. Daar's geen regte organiese eenheid nie. So, wat is 'n volk dan volgens die teks? Wel, dis 'n primêre sosiale liggaam. Dink daaraan soos 'n familie of 'n kerk. Dis 'n natuurlike, organiese ding met sy eie identiteit en kultuur. En die sleutelpunt hier is, sy regte bestaan op hul eie, heeltemal onafhanklik van die staat. Dis nie iets wat die staat skep nie, dis iets wat reeds bestaan. En hier is die boustene wat hy gebruik om hierdie idee te definieer. 'n Volk is eerstens 'n primêre sosiale kring. Dis gebaseer op gemeenskaplike afkoms, 'n sogenaamde biotiese fondament. Dis mense wat verenig is deur 'n gedeelde kultuur en erfenis. Hulle het 'n kollektiewe morale funksie en baie belangrik, hulle bestaan het reeds begin lank voor die staat eers ter sprake was. Goed, nou dat ons hierdie definisie van 'n volk het, kan ons sien hoe dit die basis vorm vir die volgende groot stap in die argument, die regsargument vir selfbeskikking. Nou, wat interessant is dat die skrywer nie net 'n plaaslike politieke argument probeer maak nie. Inteendeel, hy sê die idee dat 'n volk die reg op selfbeskikking het, is glad nie radikaal nie. Dis iets, sê hy, wat stewig in internasionale reg gevestig is. En om hierdie punt te bewys, haal hy 'n hele rits internasionale ooreenkomste aan. Ons praat van die VN-handves, die internasionale verdrag oor burgerlike en politieke regte, resolusies van UNESCO, selfs die Helsinki Vanale Akte en die Wêreldkonferensie om rasisme te bestry. Die hele doel hiervan is om te wys, kyk, die wêreld erken reeds die idee van kollektiewe groepsregte. En dit bring ons by die kern van die spanning. Aan die een kant het jy die staat se reg op territoriale integriteit, basies sy reg om sy grense te behou. Maar die skrywer argumenteer, die reg is voorwaardelik. Dit geld net as die staat al sy mense regverdig verteenwoordig. Aan die ander kant het jy 'n volk se reg op selfbeskikking, wat hy sien as 'n fundamentele reg, veral as daai volk juis nie regverdig verteenwoordig word nie. So die vraag is, watter een wen? Reg so. So as 'n volk hierdie reg tot selfbeskikking het, wat beteken dit in die praktyk? Vir die skrywer, veral in die konteks van die Suid-Afrika van 1990, is daar net een antwoord: volle afstigting of sessie. Maar hoekom so drasties? Hoekom is gewone minderheidsbeskerming binne een groot land dan nie genoeg nie? Wel, die teks stakel hierdie vraag direk. Dit kyk na ander opsies soos federalisme of magsdeling en die slotsom is, hulle gaan almal mislip. Kom ons kyk vinnig na sy kritiek op hierdie alternatiewe. Eerstens, federalisme. In 'n land met sulke diep kulturele verskille soos Suid-Afrika, sê hy sal dit net uitloop op 'n nimmer eindigende magstryd. Wat van magsdeling? Die probleem daar, volgens die teks, is dat enige grondwetlike waarborge wat jy vir 'n minderheid gee, maklik deur 'n toekomstige meerderheidsregering omvergewerp kan word, en hy gebruik Zimbabwe as 'n voorbeeld. Selfs die Nederlandse model van konsosiasionalisme word gekritiseer omdat dit tot verstarring lei en nie 'n kultuurse uniekheid beskerm nie. So die slotsom, geen van hierdie modelle bied 'n permanente oplossing nie.
En dit bring ons by die skrywer se finale gevolgtrekking oor hierdie punt, wat hy so stel. Die identiteit en reg tot selfbeskikking van volkere kan op geen ander wyse beskerm en verseker word as deur die insluiting van die reg tot sesessie nie. Met ander woorde, sonder daai opsie om te sê ons gaan ons eie pad, is enige ander vorm van beskerming eintlik maar net tydelik en op die ou end betekenisloos. So, as afstigting die enigste antwoord is, hoe stel die skrywer voor moet dit gebeur? Dit bring ons by die laaste deel van sy argument, 'n baie konkrete, stap-vir-stap plan vir Suid-Afrika se oorgang. En hier kom die werklik radikale idee. Die skrywer stel voor dat groepe die reg moet kry om af te stig nog voordat 'n nuwe grondwet ten volle in werking tree. Dis die klimaks van sy hele argument, 'n soort voorkomende afstigting. Eers skei, dan die nuwe staat vorm. En hier is hoe sy 4-stapplan sou werk. Stap 1, die parlement aanvaar in beginsel 'n nuwe handves van regte. Stap 2, die reg tot sesessie vir enige volk word wettig erken. Stap 3, die groot een, elke volk kry dan die keuse om weg te breek van die bestaande RSA en hulle eie staat te stig. En eers dan, by stap 4, word die handves van regte ten volle toegepas op die staat wat oorbly. So, die kern van die idee is dit: 'n nuwe, verenigde Suid-Afrika kon in sy oë eers tot stand kom nadat almal wat wou weggaan reeds die kans gekry het om dit te doen. Sy visie was dus eintlik vir 'n kleiner, meer kultureel homogene staat wat sou bestaan langs 'n aparte, geïntegreerde Suid-Afrika. En dit bring ons by die eindvraag wat hierdie hele argument onderlei. Wanneer die identiteit van 'n groep bots met die identiteit van 'n staat, watter een word aan voorrang geniet? Hierdie teks bied een baie spesifieke en uitdagende antwoord. En dit los ons met 'n vraag wat vandag nog reg oor die wêreld uiters relevant is.